Hoofstuk 24 vandag, in Paulus voor die regterstoel van die gouverneur Felix. Vers 1. En 5 dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge en 'n sekere advokaat Tertullus afgekom en Paulus by die gouverneur aangeklag. En toe hy opgeroep is, begin Tertullus hom beskuldig en sê, dat 'n groot vrede deur u, hoogedele Felix, ons te beurt val, en dat daar hervorming deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. Maar om u nie te lank op te hou nie, versoek ons u om ons in u vriendelikheid kortliks aan te hoor, want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is, en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld, en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners, wat self probeer het om die tempel te ontheilig. Ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel. Maar Lysias, die owerste oor 1000, het gekom en hom met groot geweld uit ons hande weggeneem en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom. Van hom sal u self na ondersoek kennis kan verkry van al hierdie dinge waarvan ons hom beskuldig. En die Jode het ook saamgestem en gesê dat dit so was. En nadat die gouverneur vir hom gewink het om te praat, het Paulus geantwoord, omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed. Aangesien u te wete kan kom dat dit nie meer as 12 dae is, vandat ek opgegaan het om in Jerusalem te aanbid nie. Vers 12, en hulle het my nie in die tempel gevind, besig om met iemand te praat, of 'n opstand van die volk te verwek nie, en ook nie in die sinagoges of in die stad nie. En hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Maar na baie jare het ek gekom om aan my volk almoses te bring en offers. En terwyl ek hiermee besig was, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind nadat ek geheilig was. Nie met 'n skare of met 'n opskudding nie. Hulle behoort hier voor u te wees, om beskuldiging in te bring, as hulle iets teen my het. Of laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het, toe ek voor die raad gestaan het. Behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het, terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik, oor die opstanding van die dode staan ek vandag by u voor die gereg. Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was, en hy het gesê, wanneer Lysias, die owerste oor 1000, afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. En hy die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê, en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. En 'n paar dae daarna het Felix gekom, saam met Drusilla, sy vrou wat 'n Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe spreek hy oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Tegelykertyd het hy ook gehoop dat die geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. Maar 2 jaar het verbygegaan,
En toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Tot sover vandag. Felix het die waarheid dikwels gehoor, nee, maar hy het altyd uitgestel. Hoor ek en jy ook die waarheid, maar stel regmaak uit? Vader, gee ons vandag die genade om te doen wat ons weet wat reg is, om 'n onbevlekte gewete te hê, en dis God se wil ook vir ons, waarna toe ons moet strewe, voordat ons harte hard word. Wees ons genadig, Here, en help ons met dit asseblief. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Hy regeer.